Ons gaan net so sit, dan gaan ons met 'n gebed saam. Hemelse Vader, na al die opwinding en al die mooi wense wat vir effektief gegee is en die mooi gesindheid van die gemeente, ook eens haar as ons pastoriemoeder, wil ons nou ons aandag vestig op U, die God van ons verlossing, die middelpunt van ons verlange, die hoof van die kerk, U die Here Jesus Christus wat vir ons Vader kom openbaar het, en deur U Gees in ons harte kom woning maak het, en ook vanmôre uitroep, Abba Vader. Baie, baie dankie Here vanmôre vir elke liewe een wat hier is. Dankie vir U genade oor hulle op die pad. Dankie dat U hulle veilig bewaar het. Dankie dat ons 'n opgewondenheid in ons harte kan hê om mekaar te sien, met mekaar te gesels en net te verneem, Here, hoe dit met mekaar gaan. Dit is U goedheid en U guns dat ons vanmôre hier kan saam wees. En Vader, mag U vir ons ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus, ons Here. Baie dankie vir U lankmoedigheid. Baie dankie vir U genade. Dankie vir U troue sorg. Vanmôre wil ek soos die psalmdigter sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldaad. Ook hierdie gemeente, Here, is 'n geskenk uit U hand. Here, nie net vir ons as pastoriepaar nie, maar Here, ook 'n geskenk vir mekaar en bo alles vir Christus, wat sy lewe aan die kruis gegee het om sondaars te red. Wil ek vanmôre bid, as hier nog iemand sit wat U nie ken, Vader, dat hulle by daardie genade sal uitkom, wat U vir ons so ryklik en oorvloediglik uitstort, en dat hulle sal kom op daardie punt om te sê, o Here, wees U ook my redder, en my saligmaker, en my verlosser. Ag Here, die Bybel sê vir ons, daar is blydskap in die hemele, oor een sondaar wat hom tot God het. Mag dit ook waar wees in ons gemeente, sondaars gered sal word, dat die kinders geheilig sal word, en dat ons 'n gemeente sal wees wat eer bring aan U wonderlike naam. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking. Nou vriende, ek vra U dat die woord van die Here vanmôre saam met my oop sal maak, weer by Kolossense die 3de hoofstuk. Kolossense die 3de hoofstuk, ek gaan 'n kort oorsig hanteer oor verlede week se boodskap. Net so 'n kort oorsig hanteer. Ons het verlede week bietjie gekyk na die gedagte van sterwe om te lewe. Ek het vir U gesê, dis soos 'n paradoks. Dit klink vir ons na iets wat nie sin maak nie. As jy lewe, leef jy. As jy dood is jy dood. En tog sê die Bybel vir ons dat ware lewe vir die kind van die Here lê juis in die sterwe aan jouself en aan jou begeertes en aan dit wat jy belangrik ag in hierdie lewe. Ek het vir U gesê, Kolossense 3 vers 3, wat ons verlede week hanteer het, sê vir ons, want julle het gesterwe verlede tyd, die dag toe ons gewederbaar is deur die bloed van die lam, kind van God geword het ons gesterwe, en die Bybel sê, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons sal die res van die vers vanmôre dan ook ontleed. Ek het vir U gesê, dis 'n Bybelse beginsel, die sterwe om te lewe. Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Dink jy dis 'n gewilde boodskap in ons tyd? Die deursnee boodskap oor sosiale media, as ons kyk na God Channel, as ons kyk na TBN, as ons kyk na al hierdie voorspoedsteoloë, is dit juist die teenoorgestelde. Hulle leer vir ons hoe besonder ons is, hoe spesiaal ons is, dat God eintlik van ons afhanklik is, en hy kan nie sonder ons funksioneer in hierdie wêreld, en as ons nie, kan hy nie. Ek het so 'n paar video's van Justin Peters geluister die afgelope tyd, en ek wil vir U sê, dat die meeste kerke is vandag lasterlik in hulle siening oor Christus. Hulle het nie idee wie die God van die Bybel is, en die grootheid of die groot hoeveelheid mense hang hulle aan. Hoekom? Want dit is 'n boodskap van selfvervulling. Dis 'n boodskap waar ek op die troon sit en die Here eintlik my diensknegt word, terwyl die Bybelse boodskap, die ongewilde boodskap vir die wêreld en tog die gewilde boodskap vir die kind van God, juist die gedagte is van
dat ons moet sterwe sodat Christus lewe. Elke kind van God weet, dat sou ons aan ons eie lot oorgelaat word, sal ons lewens verongeluk. Stem jy saam? Ons sal dinge doen, irrasioneel optree, ons sal in sondige gebruike en gewoontes verval, ons sal ons lewe vernietig. Daarom sê die Here, ons moet sterf, sodat ons kan lewe. Paulus sê, ons gaan later weer daarna kyk, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Ons het verlede week breedvoerig hierna gekyk, die gedagte van Paulus het nog steeds geloop, hy het gekyk, hy het gepraat, hy het gedink, hy het gedoen, en tog sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Jesus sê in Matteus 16, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon. Homself verloon. Dis 'n Bybelse beginsel, en ek wil vir u sê, vriende, as u dink dis maklik om aan self te sterwe, dan is u heel moontlik nie 'n kind van die Here nie. Elke kind van die Here weet hoe self elke keer rebelleer, wanneer jy in opstand kom teen self en sê, maar jy kan nie verder so optree nie. Dis nie wat God van jou vra nie. Dis nie wat sy woord vir jou sê nie. En tog is daar iets in jou wat rebelleer teen dit, en ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die vlees en die gees wat teen mekaar opstaan. Die Here sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Vriende, as ons kyk in die wêreld, lyk dit vir ons of Christendom besig is om geweldig veld te wen. Veral in hierdie groot en, ek wil amper sê, voorspoedskerke. Tog sê die Bybel vir ons, die poort is nou, die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Stry hard om deur die nou poort te gaan, sê die Here. Nie dat die Here hier vir ons sê, dis werke van ons kant nie, maar iemand wat aan die Here behoort en nie sterwe aan homself nie, is iemand wat eintlik 'n valse getuienis aflê. Ware wedergeboorte bring ware sterwe aan onsself, sodat ons waarlik kan lewe om die Here te verheerlik. Hierdie woordjie verloon, ek het vir u gesê, is die woordjie to deny utterly, that is disown, abstain, deny, to affirm that one has no acquaintance or connection with someone, to forget oneself, lose sight of oneself and one's own interest. Die hele gedagte, onthou jy vir Petrus? Hy 3 maal verloon en gesê, ek ken Christus nie. Dis dieselfde gedagte, dieselfde woord wat gebruik is. Ons moet op 'n punt kom en vir onsself sê, Gerard Bekes, ek verloon jou. Jy's nie meer op die troon nie, maar Christus is op die troon, en nou Gerard Bekes sê, ons sal sien. Ons sal sien die's baas hierso. En daarom het ons hierdie konflik, Dr. R.C. Sproul het gesê, in sy ongeredde jare het hy geen probleem gehad nie, hy het half kommerloos gelewe. Ja, die hier en daar dingetjies waaroor 'n mens maar bekommerd is. Hy sê, maar die dag toe hy by die kruis uitkom, het sy probleme begin, die stryd, maar die Bybel sê ook, dis 'n goeie stryd wat ons stry. Ek wil jou vra dat jy in hierdie stryd nie moeg en moedeloos sal raak. Dis 'n stryd wat die Here ons oplê om te stry, maar dis 'n goeie stryd, en daar is oorwinning in sy naam. En dit bring ons by ons skriflesing. Ek gaan vanmôre net die eerste 3 verse lees, ek het al 17 verse saamgebring, maar ons gaan net die eerste 3 verse lees, omdat ons hierdie eerste 3 verse, of 4 verse verskoon, gaan hanteer. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Net hierdie 4 verse wat ons gaan saamlees, en dan gaan ons vanmôre kyk na vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, in die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Die tema dan, hoe om 'n gekruisigde lewe te lei en te leef. Dis nou deel 2, ons gaan 'n paar boodskappe hanteer oor hierdie 17 verse, maar vanmôre gaan ons aangaan, u sal sien, ons beweeg nou terug van vers 3 af, beweeg ons nou terug na vers 1 toe, om te sien wat die Here vir ons wil kom leer uit hierdie baie besondere gedagte. Vers 3 het gesê, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. En nou moet ons sien wat die apostel Paulus
vir hierdie gemeente wil sê, en ook vir ons. En ek moet sê, die koffie was baie lekker, baie dankie, en nou het ek sommer nuwe krag en energie, weet mos wat kaffieïn doen? Jy's nou soos 'n ou wat Red Bull gedrink het. Nou wil 'n ou werk en 'n ou wil preek, mag die Here ook genade gee dat ons sal luister met die nodige aandag, en mag die Here ons harte opwek om hom lief te hê. Vriende, dis tog die doel van 'n gemeente, dat ons geonderrig word, sodat ons opnuut hier sal uitstap en sal sê, ons is ambassadeurs van Christus om hom te verheerlik. Nou as ons kyk na hoe om 'n gekruisigde lewe te lei en te leef, dan besef u en ek, vriende, dat wedergeboorte maar die wegspringplek is. Ek glo die meeste van u kan terugdink aan die dag of die tyd waar die Here besig was met u lewe, en daardie oomblik waar u uitgeroep het om genade, om vir die Here te sê, Here, ek is klaar met myself, red my uit genade, maak my u kind, Here, ek soek redding buite myself, ek verstaan deur die waarheid van u woord dat Christus my gesterf het, dat hy my plaasvervanger is, dat ek deur sy plaasvervangende dood gered word uit genade, deur geloof, nie op grond van my werke of myself nie, maar op grond van dit wat Christus gedoen het. Onthou jy die opgewondenheid na u redding? Ek onthou na die Here my siel uit genade gered het, dit was daar op Swartwater grensbasis. Ek kon nie gewag het om by 'n kerk uit te kom. Kerk was altyd vir my 'n las, en my pa het my 6 keer gevat 'n week. 6 keer. 4 keer op 'n Sondag, die kom 1 keer. Ek het 4 keer op 'n Sondag gegaan. Sondagskool, oggenddiens, middag Bybelklas, aanddiens, woensdag aand bidtuur, Saterdag aande jeugaand, was vir my 'n las gewees. Na my redding kon ek nie genoeg kry van kerk nie. As ons erediens slag gemaak het by ons gemeente, dan het ek dadelik na 'n volgende kerk toe gery om daar 'n boodskap te hoor. Die Bybel, ek kon nie ophou die Bybel lees nie. Verse gememoriseer. En ag vriende, hierdie eerste liefdetyd is 'n wonderlike tyd. En dan begin dinge so 'n bietjie taam. Stem jy saam? Dan begin ons agterkom, maar daar is so 'n bietjie laste en sorge wat ons dra, saam met hierdie opgewondenheid. Vereers was die opgewondenheid so oorweldigend, dat die ander goed ons nie veel geplaat nie. En so met tyd begin dinge bietjie taan, en ons begin so bietjie meer om ons kyk, soos Petrus na die storms gekyk het. En dan begin ons sonde in ons lewe agterkom. En na eerste paar dae, weke, amper maande, asof jy op hierdie wolk loop, so 6 duim bo die grond. Die lewe is 'n lied. Al wat jy sien is die heerlikheid van die hemel. Jy kan nie wag vir die dood nie, want jy wil Christus in sy heerlikheid sien, om hom vir hom dankie te sê vir hierdie verlossing. En dan word 'n week 'n maand, en 'n maand word 6 maande, en 6 maande 'n jaar, en 2 jaar, en 3 jaar. Jy begin agterkom, hier's fout. Jy begin agterkom, luister, ek verloor my hier meer. En dan is die eerste vraag wat jy vir jouself vra, is ek gered? Hoekom is dit die eerste vraag wat ons vra? So asof God ontrou raak. Ons het hierdie eerste liefde, en ons stap die pad saam met die Here, en dan begin ons vir onsself vra, maar hoekom het ek vandag geskinder? Hoekom het ek vandag miskien 'n verkeerde gedagte, en selfs 'n lasterlike gedagte, wat in my gedagtes na vore gekom het? Is ek ooit 'n kind van die Here? Waarom is ek dikwels kortaf en foutvinderig? En waarom is hierdie goed in my binneste, en hierdie stryd begin so vel raak, dat ek knaand na die predikant kom, of na 'n geestelike leier kom, en vir hom sê, help my, ek is nie gered nie. En dan stap die geestelike leier die pad saam met jou. Jy kom agter, maar ek het my sonde bely. Daar is hierdie begeerte om die Here te verheerlik. Daar is 'n haat vir sonde. Daar is 'n liefde vir Christus. En dan gaan jy van die pastorie af weg, of van die geestelike leier, en jy's weer 6 duim bo die grond. Jy's in die wolke. Ek weet ek is gered. Ek prys die Here. En 3 dae later sit jy weer. Jy het alweer my meer verloor. Ek het weer kwaad geword. En ek wil vir u sê, welkom by die stryd. Welkom by die stryd, want die apostel Paulus sê in Romeine 7 vers 18, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Hy sê, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Luister vriende, Paulus skryf dit nie om vir ons te sê, ag, raak nou rustig, vergeet van hierdie stryd, geniet jou lewe, jy is gered, jy sal hemel toe gaan nie. Paulus sê, hierdie intense stryd is 'n teken van ons kindskap.
Dis juis wanneer ons woel en stry met hierdie gedagtes en met hierdie optrede en hierdie sondigheid wat nog in ons binneste is, wat vir ons 'n duidelike bewys is dat ons kinders van God is. 'n Ongeredde voel nie sleg oor sy sonde nie. Hy probeer dit beskerm, verdedig, iemand anders te blameer. Kinders van die Here besef, hierdie stryd maak my somtyds moeg en moedeloos. Paulus sê in vers 20, maar as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad in my aanwesig, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet dat in my lede stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangene neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ag vriende, as u nie kan assosieer daarmee nie, verdra my maar dat ek so 'n bietjie uit my studeerkamer praat. Die môre is ek op my knieë, en ek sê vir die Here, Here, was dit nie vir u getrouheid nie, sien ek die kans vir hierdie dag. Was dit nie vir u genade nie, sien ek die kans nie, hier is ek wy my lewe opnuut weer aan die toon. Ek stap uit die studeerkamer uit en jy fluit 'n lied en jy het deur die Psalm of Gesange bundel 'n lied of twee deur gekyk en miskien gesing en jy dink by jouself, today is the day. Meer as oorwinnaar in Christus. By die derde roebord dink ek by myself, Gerard, het jy bedoel wat jy vanmôre gebid het? Want op daai stadium voel jy ruk daai taxi bestuurder uit en jy maak hom vas aan jou sleepstang. En jy ry so entjie met hom. Nou nie te vinnig nie, maar daarom kan agterna draf, jy weet. Ons wil nou nie baie wreed raak nie. Maar die hele gedagte, dan besef ek maar, die stryd hier, en dit wat my hart begeer is verskillend. Die vlees wil doen wat hy wil doen, terwyl die Gees van God wat in my woon, my 'n hele ander gedragspatroon wil aanleer. Ek is nie meer wie ek was nie, maar ek is ook nie nou wat ek graag wil wees nie. Dis wat die apostel Paulus sê, die stryd wat daar is. En jou vrou het miskien 'n verskil en jy sê vir jouself, weet jy wat, volgende keer gaan ek stil bly. Ek gaan die geestelike een wees in hierdie verhouding. En na die derde woord sê hy, so sal daar nie op my getrap word. Hierdie stryd in ons binneste gaan aan soos in die apostel Paulus se lewe en hy het nie eens 'n vrou gehad. Nou moet jy weet. En as Paulus nou hier by my kon wees, wat hy vir my gesê het, nou moet jy nie inlees in die Bybel wat daar nie staan. Vers 24. Paulus sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hoor vers 25, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. En vriende, wat ek vir u vanmôre wil kom leer en wat ek poog om te doen, wat ek vir die Here vra my eie hart mee te onderrig, is hoe gaan ons hierdie stryd hanteer? Want u sien, daar's baie stemme wat vandag opgaan en ek kom uit 'n kerk wat hierdie boosheid vir ons kom leer het en wat mense eintlik in hierdie hartseer situasie laat aangaan het, dat hulle in moedeloosheid op moedverloor se vlakte gesit het, en een van hulle was my eie ma gewees. Want jy sien, die kerk waar ek vandaan kom, het my gesê en geleer, luister, jy kort uiteindelik die Heilige Gees. Dan moet een of ander definitiewe tweede genadewerk in jou lewe kom, waar die inwonende sonde uitgehaal word, dan is sonde nie meer van binnekant af nie, is nou van buitekant af. Dis nie meer jy eintlik nie, dis die sonde van buitekant af. En ek onthou, na my ma se afsterwe, en glo my, sy het gestoei met sekere dinge in haar lewe, vir al haar persoonlikheid, vir al haar temperament. Kry ek 'n boek van haar oor die Heilige Gees van R.A. Torrey, en sy skryf agterin, die stryd wat sy het, van die kerk leer vir haar, jy moet net 'n tweede ervaring hê. Hierdie ervaring sal jou vrymaak van die sonde. Hierdie ervaring sal jou vrymaak, dat jy hier 6 tyd bo die grond kan loop elke dag, jou van geen ding bewus is nie. Klink dit vir u bekend? Die leen wat vir ons geleer was, ek is my van geen ding bewus nie. Terwyl die Bybel sê, as jy sê dat jy nie sonde het nie, mislei jy jouself. En die waarheid is nie in jou nie. Vriende, wat bestaan my te doen in hierdie stryd? Want u sien, ons het gesterwe, ons lewe is saam met Christus verborge in God. Wat doen ons nou? U sien, daar is baie mense wat vir jou sê, jy moet net nog 'n ervaring hê, nog net 'n belewenis hê. Ander ouens sê weer vir jou, as jy in een of ander bonatuurlike taal praat, as jy miskien in die gees val, as jy ervarings beleef, week na week of maand na maand,
sal jy in hierdie geestelike stryd oorwinning behaal. Ander weer sê vir jou, byt vas man, probeer jou bes. Ons ken almal die gewilde Suid-Afrikaanse liedjie, swem, Jannie, swem. En as jy ondergaan en hierna so paar sekondes, dan gooi hulle vir jou daar so een of ander lifeline en dan kry jy weer so 'n bietjie asem en dan sê hulle dit dinge sal uitwerk, moenie worry nie. Ander weer sê dis nie jy nie. Het onlangs nie so 'n paar maande terug hierdie saak gehad wat mense sê dis nie jy wat die sonde doen nie, maar is 'n gees in jou. 'n Gees van welis of 'n gees van kwaadpraat of van toornigheid of van drank of een of ander gees waarvan jy bevry moet word. En die bevryder vra gewoonlik 'n ou voetjie, nê? Dat hy vir jou kan salf met 'n bietjie olie wat uit Jerusalem kom nogal. Dit moet daarom ten minste 'n spesiale olie wees. Iemand het my eendag gevra, glo dit of nie, om hulle kind wat in ICU lê, te salf met water uit die dooie see. Ek dink ek myself, dis dan maar eintlik vir my hartseer, want die kind is 'n pad om dood te gaan. Nou moet ek nog water uit die dooie see ook vat, ek het nou geweier om dit te doen. En hartseer, die kind is later dood, maar hulle geloof het nie gelê in Christus. Hulle geloof het nie, is nie geanker in die soewereiniteit van God, dat sy wil sal geskied nie, maar in tipe water wat van een of ander plek afkom, en dis die probleem van ons tyd. Mense soek na een of ander oplossing, dat ons tog nie hierdie stryd in ons binneste sal beleef nie. Daarom is hierdie bevrydingssessies wat hulle doen. Vriende, ek wil vir u sê, die Bybel leer ons iets heel anders. Ek wil vir u slegte en goeie nuus vanmôre gee. Hier is die slegte nuus. Dit sal 'n daaglikse en lewenslange stryd wees. Maar die gevegsplan is beproef en die oorwinning is verseker. Moet tog nie dink u gaan op 'n punt kom dat u kan sê, luister, ek het nie meer stryd in my binneste nie. Daar is nie meer sonde waarmee ek worstel nie. Wil u vra om vanmôre saam met my te stap, ons gaan na 'n paar kort gedagtes kyk. Hoe ons in hierdie stryd met sonde, die stryd met die vlees, die wêreld en die duiwel, oorwinning kan behaal. Hoe ons die vreugde van die Here kan smaak. En wanneer ons gestruikel en gefaal het, hoe ons dan kan opstaan met die sekerheid dat die Here wat 'n goeie werk begin het, dat hy dit sal volëindig. Die eerste gedagte, ons gaan nou terug van vers 3 na vers 1 toe. Apostel Paulus sê hier in die eerste vers, dat ons soeke daagliks moet verander. Hy sê in Kolossense 3 vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Die woordjie as, in vers 1 van hoofstuk 3, kan ook vertaal word as die woordjie nou dat. Nou dat julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Die Engels sê, since you were raised together with Christ, keep on seeking the things above. Baie belangrik dat ons hierdie waarheid vanmôre sal raak sien. Dis wanneer ons in sonde val, of die oomblik as ons in sonde val, dink ons by onsself, dis omdat ons nie bly soek na die dinge daarbo nie. Dit was Jesus se gesindheid gewees. Hy sê in Johannes 5 vers 30, hy sê, ek soek nie my wil nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Christus, ons absolute voorbeeld, sê dat hy nie sy wil soek nie, maar die wil van sy Vader wat hom gestuur het. Luister, ek is ambassadeurs van Christus. In die môre as ons opstaan, moet ons die wil van Vader soek. Ons moet dit ten uitvoer bring, omdat Christus in ons harte regeer deur die Heilige Gees. Daarom is belangrik dat ons al sien in Johannes 17, Jesus sê, hier in sy hoëpriesterlike gebed, hy sê, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Ek wil gou vir u help om net hier saam met my te verstaan wat die Bybel vir ons wil sê. Die môre as jy opstaan, of jy nou 'n predikant is, en of jy nou 'n ambagsman is, of jy 'n rekenmeester is, of jy 'n polisman is, of jy 'n mynwerker is, of jy wat ook al is, jou fokus in die môre as jy opstaan, moenie wees, hierdie vergadering, ek het daai ding om te doen, ek het hierdie ding om te doen, ek moet by daai plek wees, ek moet hierdie ding afhandel nie. My soeke moet wees, hoe gaan ek vandag God verheerlik in hierdie vergadering?
En by hierdie afspraak wat ek moet nakom, en in hierdie gesprek wat ek met hierdie mense sal hê, en in hierdie taak wat ek moet afhandel. Jy sien vriende, dit gaan oor my soeke om die dinge daarbo te bedink. Christus se absolute missie was gewees om sy Vader te verheerlik, want hy het nie gesoek om homself te verheerlik nie, maar sy Vader. Hy sê die werk wat die Vader hom gegee het om te doen, het hy volbring, vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Christus se absolute gesindheid was nie om sy wil ten uitvoer te bring nie, maar juis om Vader te verheerlik, en ons sien dit baie, baie duidelik in die lewe van die Here Jesus Christus. Die woordjie soek. As julle dan saam met Christus opgestaan het, soek die dinge daarbo. Soek, hierdie woordjie is in die teenwoordige tyd geskryf en dui op 'n deurganse, ernstige en aanhoudende daaglikse soeke na die dinge van die Here. Nou, ons almal wat hier sit, het al iets belangriks verlê. Sien jy saam? Praat nie van die bril op jou kop wat jy vir 10 minute na soek. As jy amper hier in radeloosheid vir jou vrou vra, "Waar die ongeluk is my bril?" It's not inside, it's on top. Okay, jy ken mos daai, okay, vir die ouer mense wat die advertensie ken, dankie dat u saam gelag het daaroor. Die jonger mense moet daai advertensie gaan kyk, nogal goed. Maar die hele gedagte wat ons hier sien is, dis 'n deurganse soeke, dis 'n deurganse en aanhoudende daaglikse strewe. En as jy iets verlê, gaan soek jy daarna. 'n Vrou wat haar ring miskien verlê het, of iewers te neergesit het, begin soek daarna. En sy keer amper die huis om, want sy soek haar ring. Haar man het hom vir haar gegee, haar verloofring met haar trouring. Sy wil dit graag dra as 'n teken dat sy getroud is, dat sy aan hierdie man lojaal is, dat sy lief is vir hom. Dis vir haar iets wonderliks om te dra, en dieselfde hier. Die Here sê vir ons, soek die dinge daarbo. En nou belangrik, vriende, dat u dit sal sien. Die klem lê nie op die soek nie, maar waarna gesoek word. Wat sê die Bybel vir ons? As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Daar is mense wat hulle lewe lang soek, maar hulle kom nie uit by dit waarna hulle soek nie. As jy hulle vra waarna soek hulle, dan sê ek weet nie. Nou wat soek jy? Ek weet nie. En dit is geestelik verseker ook so. Baie mense soek ervarings, belewennisse soos ons reeds vir u gesê het, terwyl die Bybel vir ons sê, soek die dinge daarbo. Die fokus is nie nog 'n ervaring, en nog 'n belewenis, en nog 'n uitdrywing, en nog 'n geesvervulling, en allerhande snaakse goed wat mense aan ons vandag wil verkoop, as 'n goedkoop alternatief vir die daaglikse sterwe aan jouself, die kruisopname en die volg van Christus. Die Here Jesus self sê in Matteus 6:33, wie gaan nog gou vir my quoteer? Daar sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die meeste mense, vriende, soek eers al die dinge, waarvan die B gedeelte van hierdie vers vir ons sê. En dan kom hulle later agter, dit bring geen vervulling nie. Luister, ek het nog nooit iemand op 'n sterfbed gesien, glo my, ek het al so 120 mense omtrent begrawe in my bediening. Ek was by hoeveel sterfbeddens? Ek het nog nie een iemand op hulle sterfbed gekry, ryk of arm, wat vir my gesê, dominee, ek wil net vir jou sê, ek het dan maar goed by mekaar gemaak. Ek moet vir jou sê, as 'n paar huise vakansiehuise, die kinders gaan dan maar lekker lewe. Party van hulle het vir my gesê, ek sal alles gee, as ek net nog 'n rukkie kan lewe. Daarom sê die Bybel, soek eers die koninkryk van God. Al die ander goed gee die Here vir ons. En as die Here vir ons groot welvaart gee, soos hy vir Abraham, Isak en Jakob gegee het, dan kom daarvoor. As die Here vir my stryd, beproewing, hartseer, pyn en selfs siekte oplê, eer ons hom, maar sy koninkryk bly ons fokuspunt. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God. En nou baie belangrik, hoekom moet ons soeke eers die koninkryk van God wees? Want ons, u moet tog nou vir my sê. Julle kan nie nou al slaap, ek het nou net begin.
Waarom moet my soeke die koninkryk van God? Dit in die Bybel sê ons burgerskap. Dis net logies. Ons burgerskap is in die hemele, daarom is ons soeke na die hemelse dinge. Soek eers die koninkryk van God. Hoekom sal 'n kind van God die dinge van die koninkryk soek? Want hy's nou 'n burger van die koninkryk van God. Die Bybel sê van waar ons ook ons verlosser verwag, Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking, waardeur hy ook alles aan onsself kan onderwerp. Praktiese voorbeeld, vriende, baie keer, as ek gaan golf speel nou, meeste van u wat al golf gespeel het, weet jy waar, wie daai game uitgedink? Ek het eendag 'n dingetjie gelees, nou dit glo nie is waar nie, maar hulle sê, golf was invented by Calvinistic Scots, to punish men for their sins. En toe ek het lees, toe dink ek, daar is definitief bietjie waarheid hierin. Maar wanneer jy golf speel, en jy begin, jy mik soontoe, want dis waar die vlaggie sit, maar die bal eindig daar, en jy dink by jouself, hierdie ouens wat saam speel, moet die evangelie hoor. En jou vlees sê nou vir jou, nou moet jy ietsie sê, want daai bal is definitief nie waar jy hom wil slaan nie. Dan het jy nodig om vir die Here te vra, Here help my om die koninkryk te soek. Ek is die eerste plek nie hier om golf te speel en dit te geniet nie. Ek is hier om U te verheerlik. Luister wat ek hier sê. Jy staan nie môre op om te gaan werk om 'n salaris te in nie. Jy staan op om God te verheerlik by jou werk en 'n salaris te in. Dis waaroor dit gaan. As jy ontspan en jy het 'n lekker braai by vriende, dit gaan nie oor die lekker vleis wat die ou braai en die mooi huis wat hy het en die uitsig wat hy het nie. Dit gaan op die einde van die dag oor, hoe gaan ek God verheerlik in hierdie braai of by hierdie braai geleentheid, in hierdie gesprek wat ek het. Dis waaroor dit gaan. En jy sien, dit gaan oor die soeke. Soek die koninkryk van God. My fokus moet verskuif na die koninkryk wat sal kom. Ons bid, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. Dis wat Paulus sê. Hy sê, julle het gesterwe, verlede tyd, julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Hoe gaan ons hierdie lewe wat in Christus verborge is, hoe gaan ons dit uitlewe? Deur ons soeke deurgangs te verander. Deurgangs te besef, ons is burgers van die hemele. Vriende, wat Paulus hier aan die gemeente wil oordra, is nie om misties te raak nie. Dis nou nie om vir die Here te vra, Here, ek soek die koninkryk, gee my vanaand 'n droom. Of soos Jesse Duplantis en van hierdie ander dwaalsterre sê. Jesse Duplantis se getuienis gehoor van waar hy hemel toe gegaan het? Met 'n kabelkarretjie. Saam met 'n engel. Hy's 'n multimiljonair. Die miljoene betaal geld in sy rekening in. En Jesse Duplantis was met 'n kabelkarretjie hemel toe. Luister vriende, hulle sukkel om die kabel te onderhou van die kabelkarretjie op Tafelberg toe. En dis net so entjie. Hierdie mense is met leuns besig en tog is mense gretig om te luister na hulle. Paulus kom nie hier en hy sê ons moet 'n mistiese ervaring hê van 'n droom of ervaring om die hemelse dinge te bedink of te ervaar nie, maar dit gaan oor 'n konstante besig te wees op hierdie aarde met wat ek daagliks moet doen in die lig van die heerlikheid hierna, om dan ook hierdie waarheid dan in my lewe te sien en te beleef. 'n Praktiese hoofstuk in die Bybel wat dit vir ons leer, Hebreërs 11. U ken almal die geloofshoofstuk. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hoor wat sê vers 2, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Hoor gou wat sê vers 9. Deur die geloof het hy, Abraham, as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, dus in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, mede-erfgenaam van dieselfde belofte, want. Onderstreep in die Bybel sekere woorde. Want, omdat, sekere woorde, en ek sien hoe verbind die een vers, die ander vers aan mekaar, dat die vloei duidelik sigbaar word. Abraham het alles gelos, want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Dit was nie eens oor die land Kanaan, waaroor Abraham opgewonde was nie. Hy het geweet, daar is nog iets beter as Kanaan. Luister, kind van die Here, u wat vanmôre hier sit, en jy het 'n geweldige stryd in jou geestelike lewe.
'n stryd miskien in jou eie siel met sonde, miskien 'n stryd met mense, familie, vriende, man, vrou, bure, ergskollegas. Dan wil ek jou vra, begin die dinge soek daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Begin jou hart rig na die heerlikheid wat vir jou en my voorlê, met Christus wat sal regeer, en daar sal nooit weer smart en pyn wees. Hoor gou vir Moses. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Vers 24, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Ek dink as ons die meeste jong mense vanmôre hier moet laat staan in 'n ry, en dan die middeljariges agter hulle en die ou mense agter hulle, sal die meeste sê, Moses, jy is stupid. Jy het luxury gelos vir 'n klomp Israeliete om in die woestyn te gaan ronddwaal vir 40 jaar en al hierdie ontberinge deur te gaan. Moses sê, luister, ek sal eerder hierdie genot van Farao en die paleis en al die voordeure los, want dit is vir 'n tyd lank. Moses het 120 jaar basies oud geword. Hy sê 120 jaar is nie 'n druppel in die emmer teenoor die ewigheid. Ek wil u vra dat u die gedagte sal sien. Hy het groot geword in hierdie huis van Farao. Hy sê hy het verkies om eerder sleg behandel te word. Vers 26, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte. Moses, maar jy het nie geweet van Christus nie, man. Waar kom jy dan? Christus het eers gekom in die Nuwe Testament. Luister, elke ding wat in die Bybel opgeteken is 'n vooruitskouing van Christus. Van die moederbelofte wat wie neergepen het? Moses. Hy het Genesis geskryf, hy het Exodus geskryf, hy het Levitikus geskryf. Moses, die skrywer van hierdie boeke, het vooruit gekyk na die offer en die heerlike stad wat God gaan voorberei. Moses het geweet Egipte se paleis sal geskit word deur die God van hemel en aarde. Egipte is vandag definitief nie meer hierdie wêreldryk wat dit daar in die tyd was nie. Want God het hulle kom breek. Want daar is een God. En dis die God van die Bybel. Moses kyk verby die skatte van Egipte en hy sê, hy sien uit na die beloning. Vers 27, deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlik is. Nou wil ek nie gou vra, was Moses 'n volmaakte man? Weet jy wat gebeur het met Moses? Hy kyk hierso so hierdie 2 Israeliete beklei en hy gaan na hulle toe en hy sê vir hulle, luister, hoe beklei julle as boeties met mekaar? En hulle kyk hom so en hulle sê, wat wil jy 'n regter tussen ons kom wees? Wil jy ons doodslaan soos jy die Egiptenaar die vorige dag doodgeslaan en in die sand begrawe? Moses skrik hom uit sy vel. En hy vlug in die woestyn in, en wie ontmoet hom daar? Die Here. Daar by die brandende bos. Kom hy nuuskierig nader en hy kyk wat aangaan, hierdie bos brand, maar hy verbrand nie, hy brand nie uit nie, en die volgende oomblik kom die stem, trek die skoene van jou voete, die plek waar jy op staan is heilige grond. Wat kom die Here vir Moses? Moses, ook vir jou sondes daar vergifnis, en ek gaan jou gebruik ten spyte van. Sal ek jou gebruik. Ek sal jou vorm, ek sal jou verander en gebruik. Daarom aanbid ons nie vir Moses vanmôre nie, ons aanbid die God van Moses. Ons skep moed omdat die Here selfs 'n man soos Moses gebruik het. Vriende, ek wil u vra dat u soeke deurgaan sal verander. Nou het ek 'n probleem. Dis 5 voor. En ons is nog net by die soek verby. Okay, kom ons gaan by die volgende ene dan. Maar verstaan jy die gedagte van die soeke? Dat ons deurgangs ons soeke moet verander. En dan die volgende ene. Ek leef 'n gekruisigde lewe deur daagliks my denke te verander. Kolossense 3:2, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Die Engelse vertaling sê, hoor wat sê die Engels? Set your affection on things above, not on things of the earth. Dis moeilik, vriende, luister. Ons staan in die môre op. En as jy oor 50 is, as daar nie iets seer is iets fout.
Jy staan op en jy voel, ek het hierdie week in die tuin gewerk by die ander huis, regisseer. Vrou het hom gister die vorige aand gesmeer met bietjie DP, maar dit het nie heeltemal gewerk nie. Jy staan op, jy sien, jy voel, jy beleef die hier en die nou, en jy begin so dink. Jy dink aan jou pyne, jy dink aan die goed wat ek vandag moet doen, jy dink aan die goed wat jy miskien nagelaat het om die vorige dag te doen. Jy dink baie keer aan die dinge wat jy verkeerd gedoen het die vorige dag, en jy hoop dat jy dit vandag nie weer sal doen nie. En jou denke is naderhand so vasgevang in die hier en nou, dat jy vergeet wat die skrif sê. Bedink die dinge daarbo, ons soek die dinge daarbo, omdat ons burgers van die hemel is, maar ons begin ons gedagtes ook rig na die hemel. Hierdie woordjie bedink, in die Griekse taal is, hoor nou, to exercise the mind. Wie van u hou van exercise? As een handjie wat so opgaan. Maar is net so, né? Oefening is nie baie lekker. Hoe ouer jy raak, hoe moeiliker raak het. Luister, alles jy vanmôre 'n getroue, sê atleet of iemand wat opstaan in die oggende om te oefen of in die middag, moet jy jouself nog steeds dissiplineer, stem jy saam? Dit is asof jy jouself aan jou kollar moet gryp en sê, Gerard, jy sal nou na die gimnasium toe gaan. Jy sal nou gaan stap. Jy sal nou. Want in ons aard, in ons natuur, wil ons nie oefen nie. Die Bybel sê, om die dinge te bedink daarbo is, to exercise the mind. Luister gou. As jy die dinge daarbo gaan begin bedink, gaan jou gedagtes rondhardloop. Ek wil vir u sê, dit gaan lyk soos spitsverkeer in Hielbrouw. Met geen robot wat werk nie. Hier, tussen jou twee ore. Jou kop gaan hier hardloop, jou gedagtes so, en jy gaan sê, ek het gister gehoor, Here, ek moet die dinge bedink daarbo. Ek stoei om die dinge te bedink daarbo. Dit gaan hardloop, het hardloop rond, en naderhand dink jy by jouself, maar gaan dit nooit ophou nie. Goeie nuus, gaan, as jy dood is. Tot dan, kom ons bedink die dinge daarbo. Daar in my studeerkamer is ek besig om verse te memoriseer. Na al die jare wat ek die Here dien, probeer ek van vooraf my opnuut dissiplineer om gedeeltes te memoriseer in die Bybel. Waarom? Want my gedagtes is ook soos Hielbrouw se verkeer in die middag, wanneer geen robot werk nie. Dit hardloop hierdie kant toe, hierdie beplanning, daai ding wat gedoen moet word, hierdie ding wat ek nie gedoen het nie. En in hierdie proses vergeet ons dat ons burgers van die hemel is, wat ons gedagtes moet rig na die hemelse. Hy sê to exercise the mind, hierdie woordjie bedink beteken to entertain or have a sentiment or opinion, by implication to be mentally disposed, intensively to interest oneself, set the affection on, be of one, be of the same mind. Spurgeon het gesê, luister, hy was besig om sy gemeente so met die woord te voed, as hy een van sy gemeentelede sou sny, sou hulle Bybelverse gebloei het. Is een van ons vanmôre so? Is ons gedagtes geval met die nietighede van hierdie lewe? Ons is op pad na heerlikheid. Mag ons meer ons gedagtes vestig op hierdie heerlikheid. Paulus sê dit, ek gaan dit net vir u vinnig noem. Verder broeders, alles wat waar is, wat eerbaar is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is, wat deeg en wat lof ook mag wees, bedink dit. Die Engels sê dwell on these things. Nou ek weet die meeste van u hou daarvan om te top oor. Weet jy hoekom weet ek dit? Want ek doen dieselfde. Ons kan top oor 'n ding. Veral as iemand ons te nagekom het. Dink ons vir onsself, ek wou nog vir hulle dit gesê het. Hoekom het ek nie dit gesê nie? Was ek stupid geweest? Ek moes aan hierdie ding gedink het. En ons stop oor 'n ding en ons stop oor 'n ding. En 'n halfuur later is ons so diep in 'n gat van depressie, dat niemand en niks om ons mee saak maak nie. Die Bybel sê vir ons eenvoudig, dwell on these things. Hoe hanteer jy iemand wat jou te nagekom het? Bedink die dinge van die Here. Die Here sê verdra mekaar en vergewe mekaar. Die Here sê dat daar geen wortel van bitterheid in jou hart opkom nie. Die Here sê 'n man wat sy toren laat uitborrel soos 'n stad wat nie 'n muur op het nie. En so quoteer jy vers en jy begin die gedagtes bedink daarbo. Want jou soeke is om God te verheerlik.
Jou ewige tuiste is daar waar die Here in sy heerlikheid is. Dr. Martin Lloyd-Jones hy sê, the disciples' main problem was that they failed to think. Instead, they allowed themselves to be controlled by circumstances. The trouble with most people is that they will not think. Instead of thinking, they sit down and ask, what is going to happen to me? What can I do? That is the absence of thought. It is surrender. It is defeat. Thinking is the very essence of faith. Om die dinge te bedink daarbo is nie om oor jouself te dink die hele tyd. Hoe gaan dit my beïnvloed? Hoe gaan ek te nagekom word daardeur? Hoe gaan ek 'n voordeel kry hieruit nie? Dis nie me, myself and I nie. Luister, daarom sê die woordjie bedink, to exercise the mind. Dit sal jou so moeg maak as jy in die aand in die bed gaan lê. Dan slaap jy net. Ek is moeg gedink. Ek wil nou doen. Hoe sê ander ou, dan begin die gedagtes werk en dan moet 'n mens dit vervang met die skrif. God se woord wat wonderlik en kosbaar vir ons is. Hoor wat sê die Here vir die man Josua voor hy die land Kanaan in besit gaan neem. Dink jy dit is 'n groot stap gewees om die leierskap by Moses oor te neem? Dink jy dit was 'n groot rol wat hy moes vervul het? OK, hier stem my saam. Dink jy daar was vrees by hom toe hy dink hy moet nou hierdie klomp mense in Kanaan moet hy gaan beveg? Dink jy so? OK, ons almal dieselfde bladsy, so dit nie maklik gemaak nie. So daar was miskien vrees en spanning en sekere gedagtes, sou ons dit maak, sou ek 'n goeie leier wees, sal ons nie doodgemaak word deur die vyande nie. Hoor dat kom die Here en wat doen hy met Josua? Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit. Bepeins dit dag en nag. To exercise the mind, dag en nag. En dan die rede, vat jou Bybel, onderstreep hierdie goed, vat 'n highlighter, trek hom deur hierdie woorde, sodat jy 'n groen of 'n rooi of iets wat uitstaan, sodat jy nou geset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Vriende, iemand wat nie aan die Here behoort, die sal hulle self dink, Gerard praat klaar, dit kan koekie eet. Daai platter sê great gelyk. Ek wil nie verder hoor van hierdie soeke en bedink en wat se stories praat jy? Ongeredde mense stel nie belang in hierdie goed nie. Vir hulle gaan dit oor ek wil die lewe geniet. Wat kan ek uit hierdie lewe kry om my lewe makliker te maak? Die vanmôre kind van die Here is, besef jy presies, dit is wat kort in my en jou lewe. Ons bepeins nie die woord genoeg nie. Daarom handel ons nie nou gesê. En ons pas nie altyd toe dit wat ons in die skrif kry nie. Hoor wat sê die Here in Psalm 1 en ek gaan nou afsluit. Koffie begin uitwerk. Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Nou het Ria die baie mooi gediggie gelees, of die brief van die vroutjies vir Ethel. As ek vir Etheltjie sien, dan sien ek haar in die kamer. Sy is besig om nou deur haar Engelse Bybel te lees. Dan sien ek hoe sit sy op die bed met die kussing en die Bybel bo. En sy lees hoofstuk na hoofstuk na hoofstuk, al die jare. Die vrug wat sy dra, is die vrug van die woord wat sy bedink. Is sy vir u 'n voorbeeld? Sy is vir my een. En ek sê vir die Here dikwels, dankie dat u haar daardie jare, nog voor die wêreld geskape is, toe nog net God in sy heerlikheid bestaan, bepaal en beskik het dat ek haar sal ontmoet, om saam met my hierdie pad te stap, om die Here lief te hê. Sy praat nie baie godsdiens met ander en vertel hoe wonderlik sy is en wat sy gelees het en hoeveel preke sy geluister het en sy so geestelik hoog en daarbo nie. Sy leef dit en dis die getuienis wat sy uitdra na my toe. Is sy volmaak? Verseker nie. Ek en sy kyk mekaar ook baie keer so met 'n oog.
Maar die gedagte is, bedink die dinge daarbo. Hoe gaan ons die dinge bedink daarbo? Lees die woord. Bepeins die woord wat jy gelees het, want die Bybel sê, dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Wat wonderlik is, as die man en die vrou en die kinders hierdie gewoonte aanleer om die woord te oordink en daaroor te praat en te bepeins, wanneer daar 'n kwessie in die huis kom, sorteer jy dit uit op 'n Bybelse manier. As ons die Bybel nie lees nie, kan ons dit nie Bybels uitsorteer nie. Dan is ons op 2 planete. Dan gaan ons veg vir onsself. Dis presies waaroor hierdie gedeelte gaan. Sterwe om te lewe. Sterf aan jouself. As jy wil wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. Bepeins God se woord. Psalm 119. Hoe lief het ek u wet. Dit is my bepeinsing die hele dag. Elke kind van die Here vanmôre sal hier, jy kan saamstem, ons het God se wet. Maar ek dink almal sal met my kan saamstem, ons bepeins dit nie genoeg. Lees dit, dikwels vergeet ons. Ons bepeins dit. Die gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienis is my bepeins. Een gedagte waarmee ek gaan afsluit, iemand het eendag gesê, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. As jy nie tyd het vir God se woord nie, sal jy nie die dinge kan soek daarbo. Jy sal nie die dinge kan bedink daarbo. Die derde punt, wees rustig, maar die derde punt sou gewees het, ek leef gekruisigde lewe deur daagliks te besef, Christus is nou my lewe. Maar dis nog 'n punt op sy eie. So ek gaan nou amen sê, dit genoeg om oor te dink. Ek bly dat die Here vir ons genade sal gee, dat ons hierdie waarhede sal in ons harte wegbêre. As u tydjie het, probeer een vers op 'n slag van Kolossense 3, vers 1 tot 17 memoriseer. U gaan agterkom hoe vinnig dit gaan. Baie vinnig. Ek het nou onlangs met 'n tannie gepraat van 85 jaar oud. Sy sê my dominee, dis nou varser as ooit. Sy die woord begin memoriseer, dan kom dit so na, een na die ander vers. Exercise your mind. Soek die dinge daarbo, bedink die dinge daarbo. Waarom? Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kom ons bid saam. Vader, help vir ons, dat ons regtig sal besef, waaroor hierdie gedeelte gaan. Nie een van ons wat vanmôre hier is, nie van my, die voorstaan, tot die een wat daar agter sit, kan sê ons het gearriveer nie. Ons beleef Paulus se stryd in Romeine 7, en ons roep uit na die hemele, dat U vir ons genade sal gee, dat ons nie, Here, in 'n selfregverdiging en in 'n selfliefde sal verval, waar ons dink ons is van geen ding bewus, maar dat ons daagliks die goeie stryd sal stry, dat ons die wedloop sal volëindig, dat ons die geloof sal behou. Ek bid dit vir myself en my huisgesin, vir hierdie geliefde gemeente wat U aan ons toevertrou. Vir hulle wat inluister, Here, wat vanmôre deel is van ons gemeente op so 'n manier. Mag U genade gee dat ons regtig sal verstaan wat die Bybel sê. As ons saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Bedink die dinge daarbo waar Christus is. Help vir ons, Here. Vind ons vertrou en word U in alles verheerlik. Ons bid dit met dank.